Ons dierbare, getroue hemelse Vader, ons het gekom na u huis van aanbidding vandag met 'n behoefte. En ons bid, Here, dat u ons in 'n ryke mate sal seën met u teenwoordigheid, Here, maar ook met daardie liefdesomwarming wat ons so nodig het in hierdie tyd. Ek vra, Here, vir 'n seën op elkeen wat gekom het. In die lieflike naam van Jesus bid ons dit. Amen. I think I was pastoring in the church where Brother Fondley was a member many years back, isn't it? I think just for a short time. It was Strand Church, eh? Yeah. Thank you for being here today. Ek wil vir julle baie welkom sê vandag by hierdie pragtige Sabbatdag, ons het Afrikaanse dag. En ek wil julle graag vandag met hierdie pragtige teks wat inlei tot ons boodskap vandag, wil ek hier net los met 'n gedagte, en dan gaan ek julle net so op 'n klein reisie vat, en dan gaan ons terugkom na hierdie teks toe. Ek wil hê hierdie teks moet so 'n bietjie in julle gedagtes met hy werk. 1 Petrus 2 vers 9 wat sê, maar julle is die uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. So ons gaan 'n bietjie gesels vandag oor die deugde van hom. Laas maand, vandat ek julle laas gesien het, ek 'n diensversoek moes volstaan of gaan na 'n diensversoek in Limpopo. En ek is hier met 'n Airlink vliegtuig, is ek hier weg. Ek het geland daar in Hoedspruit. En die taak wat ons gehad het was om by die nuwe sentrum, die Verity Lewenstyl Sentrum, al die personeel op te lei om hierdie sentrum volwaardig te kan bestuur. En ek wil julle net so op 'n klein reisietjie neem. Pragtige area daarie. Grootste probleme wat hulle het is maar apies, jy weet. Apies is die probleem in Bobbejane. Pragtige swembad hier. Hulle het perde daar op die kampus. En ons het hierdie stereo ontwikkel om die opnames te maak vir hierdie lesingreeks in die opleiding. En dis ook met die doel om hierdie materiaal in die nabye toekoms aanlyn te begin aanbied. En hierdie is hulle eetsaal, is 'n pragtige groot eetsaal, ruim, alles kan oopmaak in die somer wanneer dit nou baie warm is daar. En hier is ons by die eetkamer besig om te eet. En miskien kan iemand erken in hierdie foto. Is iemand wat redelik bekend is, al hier in die Kaap. Wie dink julle, wie is daar? Leraar François Du Plessis. Julle is heeltemal reg. Hy het daar reg voor gestaan, gesit. Ek het daardie dag daar by hom gesit aan tafel en hy het so halfpad deur die program wat ons daar aangebied het hy opgedaag, want hy was in die Midde-Ooste besig gewees om 'n toer weer te lei. En die dag toe ons uitgevlieg het, terug hiernatoe, ek dink 2 dae later het hy 90 geword. So hy's nog baie skerp, baie pragtige mens. Ons het lekker kos geëet. Dis ontbyt julle. Daai is deel van ontbyt. By the way, hierdie is ook deel van ontbyt op 'n ander dag.
julle sien, jy weet, ons doen nie dinge lukraak nie. Ons doen dinge ordentlik. So, deel van ons werk daar was om mense op te lei. En hier het ons nou die ouetjies in die kombuis. Daar is Chris wat heel aan die linkerkant daar staan, besig om iets te maak. Hy is daar van Gauteng wêreld af. En dan aan die regterkant is Claire. En dan langs haar, terwyl hy so staan, is Nathaniel. En hy is van die FSA. En reg aan die noorde daar, reg net by Kanada. Hy's by die Kanadese grens. En so julle kan sien waarvandaan die mense kom om opgelei te word. Die volgende skyfie op die linkerkant, het ons daar vir Lorraine Skeepers en Patricia. En aan die regterkant is dit Cherie. En ja, Cherie, al die pad van Australië af. Ons het nie net gewerk nie op hierdie trip nie, ons het ook 'n bietjie gespeel. En hierdie was een van die speel daar in die nasionale Kreerwiltuin. En dis 'n ou groot leeumannetjie, jy kan sien hy het al so 'n paar houe weg. Ja nee, hy het al 'n paar houe weg en hier het ons 'n pragtige olifant gesien. Ons het klomp diere gesien met daai een trip. Hier is 'n seekoei. En julle kan sien, hulle was almal redelik naby, jy weet, ons het nou nie verskriklike lense gehad nie. En ons het ook in die plaaslike gemeenskap, daar het ons, wat nou Campersrus is, het ons 'n expo gereël. So deel van ons werk was om die studente op te lei, om expo te doen, en dan sê ons altyd, kom ons gaan toets dit wat ons geleer het, en so het ons dan die advertensies begin uitgee. Hier is Cedric, een van Beefree se personeellede wat deel van die opleiding gee, en daar in Campersrus, in een van die klein systraatjies het ons hierdie expo aangebied, en weer eens, soos altyd in die verlede, was dit 'n reuse sukses. Dit was baie geseënd geweest. Ek het ook die voorreg gehad om op die Clash of Minds se stel te wees. WhatsApp Prof. Wie van julle het al WhatsApp Prof gekyk? Ja, ek sien so 1 of 2 handjies. En ja, ek was bevoorreg daar. Nou, ek het baie gou besef, ek kan nou nie die stoel warm sit waar Martin Smit sit nie. Die manne is regtig geoefen en geolie. En hier is maar net 'n prentjie of 'n foto van die stel, wanneer julle dit nou nie sien nie, maar soos jy dit nou sal sien in die studio. Dit is baie interessant, in daai een studio is daar 3 stelle op dieselfde tyd, en hulle kan binne minute opneem by enige van daai 3 stelle. En ja, wat 'n voorreg om daar te wees, en ek moet vir julle sê, 'n ongelooflike groot werk wat hierdie mense doen wêreldwyd. Dit is fenomenaal. En so ja, hier is die groepie wat ons opgelei het, en ons opleidingsspan ook daar tussenin in hulle. En dit was 'n wonderlike voorreg wat ek net met julle wou gedeel het. Net gesê het, jong, die werk gaan vooruit. Die werk gaan vooruit. Ons sien, ons is nie altyd bewus daarvan nie, maar die werk gaan vooruit. So ja, laat ons bietjie gesels vandag. Ek gaan basies vassteek by een teks vandag. En ek wil hê julle moet julle Bybels oopmaak by 1 Petrus 2 vers 9. By die teks wat ons gelees het, 1 Peter 2 vers 9. Ek graag julle moet daarna kyk. En ek gaan hierdie teks ek wil nie sê ontrafel nie, ek wil hom uitpak. Ek wil hierdie een teks uitpak met die tema van ons kampvergadering, wagtende wêreld, gewillige kerk. Engels sê ons waiting church, waiting world, willing church. En wat ek gewoonlik doen is, wanneer ons 'n kampvergadering het, dan vat ons daai tema en ek vat daai tema reg hierdie jaar, en
pak hom uit. So ek het nou een van die baie lesings wat ek reeds uitgewerk het in die laaste klompie weke, en dit is die deugde van hom. Die deugde van hom. So, my vraag is vandag, waarom sukkel ons so om te getuig as 'n gewillige kerk? En ek dink die Sabbatskool les vanmôre het eintlik 'n baie goeie platform gelê. Want julle weet nou, Jonah was geroep om te gaan in 'n rigting en hy wou nie gaan nie. Hy was nie gewillig nie. Hy het 'n ander rigting gegaan en die Here het hom teruggebring op die plek waar hy moes gaan, waar die Here wil hê hy moet wees. En dit alles terwyl die wêreld wag om die boodskap te hoor. Wil hê jy moet daai prentjie moet u skets in die eie gemoed. So kom ons gaan nou terug na vers 9 van 1 Petrus 2. En hierin is 'n kragtige boodskap. Maar julle, en wie is die julle hier? Dis nou ons wat hier sit. Maar julle is 'n uitverkore geslag. Nou die idee is, ons gaan elkeen van hierdie uitverkore geslag, koninklike priesterdom, ons gaan hulle net so bietjie uitpleis. Julle is 'n uitverkore geslag. Julle is 'n priesterdom. Julle is 'n heilige volk. Julle is 'n volk as eiendom verkry. En dan is daar 'n baie kernwoord hier, om te. So julle het uitverkore geslag, koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te, wat? Om te verkondig. En wat moet ons verkondig? Die deugde van hom, en die hom is in hoofletter, wie is hy? Jesus Christus, wat julle uit die duisternis uitgeroep het, tot sy wonderbare lig. Nou ek het hierdie eerste plek, het ek hierdie nou net 'n bietjie lineêr geplaas. So julle is 'n uitverkore geslag. Julle is 'n koninklike priesterdom. Julle is 'n heilige volk. Julle is as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom. En wat het hy gedoen? Wat het hierdie deugde van hom bewerkstellig? Wat julle uit die duisternis uit geroep het. So ek en jy was in duisternis, maar hy het ons uit die duisternis uit geroep en hy het ons geplaas in sy wonderbaarlike lig. En dit in sigself is al 'n boodskap om te verkondig. So in hierdie eerste gedeelte sien ons die identifikasie van diegene wat die deugde verkondig. En laat ek dit miskien in prentjies sit, want partykeer ek sien mense onthou in prentjies. Dis waarom julle my altyd sien prentjies gebruik, want ek wil julle moet onthou. So hierdie gewillige kerk is geïdentifiseer as die uitverkore geslag, die koninklike priesterdom, die heilige volk, hulle wat as eiendom verkry is. En ek moet vir julle sê, in 'n wêreld wat dikwels gedefinieer word deur wat hulle doen, of waar hulle vandaan kom, of hoe hulle voorkom, herinner God ons hier, deur Petrus, aan wie ons werklik in Christus is. Hierdie vers is 'n kragtige identiteitsverklaring. Dis 'n verklaring vir elke gelowige. Dit behoort te verklaar wie jy is. Nou die vraag wat ek vra is, wat se rol het ons om te speel om hierdie identifikasie van 'n gewillige kerk tot sy volle reg te laat kom?
Wat 'n rol het ons om te speel? So as 'n uitverkore geslag. Petrus sê, julle is 'n uitverkore geslag. En ek wil vir u sê, dit gaan nie oor die begunstigde nie, maar dit gaan oor die doel. God het nie lukraak gekies wie hy wil hê nie. Nee, hy het ons doelbewus geroep. En in 'n wêreld van verwerping, in 'n wêreld met vergelyking, spreek hierdie waarheid direk tot ons harte. God wil jou hê. Hy wil jou hê. So, kom ons som dit op. Dit gaan nie oor begunstiging nie, maar dit gaan oor doel. So is nie jy's uitverkies nie, nee. Ek het jou gekies om taak vir my te doen. Daar's 'n doel in dit verbonde. Daar is identiteit verbonde. Dis nie lukraak gekies nie, maar is doelbewus geroep. Jy's geroep. Waar jy hier sit, is jy geroep. Is nie, ons glo nie in die uitverkiesingsleer nie. Dis nie dat jy uitverkies is nie. Nee, dis doelbewus, jy's geroep. God wil jou hê. God wil jou hê. Dan kyk ons bietjie na die koninklike priesterdom. Koninklike priesterdom. In die eerste plek, die frase 'n koninklike priesterdom spreek van beide gesag en dit spreek van toegang. As koninklik is, deel ons in Christus se gesag en in sy heerskappy. Want dis wat hy ons voor geroep het. As priesters kan ons met vrymoedigheid na God kom en ander help om met hom te skakel. Ons het daai toegang tot hom. Want ek is deel van die koninklike priesterdom. Ek wil u ook herinner, ons het nie meer tussengangers nodig nie. Ons staan met vertroue voor God en ons verteenwoordig hom aan ander. Is julle met my? Dan wil ek u ook herinner dat ons is 'n heilige volk. En ons gaan nou net 'n bietjie ontpak hierdie heilige volk. Heiligheid beteken om afgesonder te wees. Mense, ons word nie geroep om in die wêreld in te meng nie, maar om anders te leef. Nie beter nie, maar afgesonder vir God se doeleindes. Dis wat hy bedoel by heilige volk. Ek wil julle herinner dat ons afgesonder is vir God se doeleindes. En hierdie heiligheid beteken toewyding. So dis om te leef dat ons lewens God se karakter gaan weerspieël. So wat ek doen, wat ek sê, waar ek myself gaan bevind, gaan ek Christus se karakter gaan ek weerspieël. En dan kyk ons na God na God se kinders as eiendom verkry. Wat 'n rol? Nou die vraag wat ek gevra het, wat 'n rol het ons om te speel om hierdie identifikasie van die gewillige kerk tot sy volle reg te laat kom? So, kom ons kyk na die eiendom. God se spesiale besitting. Wanneer is my kar myne? Dis reg, Sabi. So as ek nou 'n banklening het op my kar, is dit myne. Dis die bank se. As ek die laaste paaiement betaal het, dan is dit myne. En dan gee hulle my die registrasiedokument.
Voor dan het ek nie 'n registrasiedokument nie. Dis wanneer ek daai ding klaar betaal het. En die feit bly staan, ons behoort aan God. Ons is sy spesiale besitting. As iets wat nie net gebruik moet word nie, maar as iemand wat diep geliefd is. En ek wil u herinner, ons word nie net geduld nie. Jy en ek word gekoester. Dis wat hy bedoel, dat jy is myne. Dit is so, dat ons baie keer anders te kyk na ons eie goed, as wat ons na ander mense se goed kyk. Want is myne, ek wil hê dit moet lank hou. Ek wil hê jy moet baie mooi hoor, ons word nie net geduld nie. Ons het almal foute, ons sukkel. Ons word nie net geduld nie. Jy word gekoester ten spyte van wie jy is en wat jy doen. Die Here is lief vir jou. En dan ook moet jy en ek weet, ons is syne. Jou waarde word bepaal nie gebaseer op prestasie nie, maar op jou verhouding met God. En ek dink dis waar ons baie keer klei trap. Jy moet nou iets bereik, en dan sal God jou aanvaar. En ek sien, dis nie hoe God werk nie. God wil jou graag in 'n verhouding met hom sien, en sy liefde, sy waarde, jou waarde word bepaal in daai verhouding wat jy het. En dan vertel Petrus ons waarom ons hierdie spesifieke identiteit het. Ons identiteit is, mense, ek plaas baie druk hierop vandag, want dit lyk vir my, ons het ons identiteit verloor. Ons leef maar net soos almal anders daar buite. Ons doen die dinge wat almal daar buite doen. Ons eet soos almal daar buite. Ons drink soos almal daar buite. Ons praat soos almal daar buite. Ons trek aan soos almal daar buite. Ons is 'n uitverkore geslag. Ons is 'n koninklike priesterdom. En ons het nou na die definisies gekyk. Ons is 'n heilige volk, eenkant gesit. Ons is 'n eiendom. Ons is sy eiendom. Die tweede deel van daai vers 9, wil ek graag net hê ons moet bietjie op klem lê. Om te verkondig, so ons het hierdie eiendom, ons het hierdie identiteit, om te verkondig. En wat moet ons gaan verkondig? Die deugde van hom, sy deugde, hom, die hoofletter, Jesus se deugde. Hy, en nou identifiseer dit hom, hy wat julle uit die duisternis uit geroep het tot sy wonderbare lig. Ons is gered met 'n doel, om lewende getuienisse vir hom te wees. En onthou nou net, die wêreld is wagtend. Die wêreld is wagtend. Ons besef dit nie. Terwyl ek meer en meer Bybelstudie kontakte kry en meer Bybelstudies begin gee, terwyl ek in hierdie nuwe distrik is, jy begin nou kontakte maak, dan kom jy agter hoe wagtend mense is. Mense is soekend al vir jare en nou skielik het hy daai geleentheid om die Bybel oop te maak en die waarhede self te bestudeer. Nou is die tyd om sy lig te skyn, om sy storie te vertel en te wys na sy goedheid. En ou mense, ons het elkeen 'n storie om te vertel. Jy sal nie hier by die kerk sit as jy nie 'n storie het om te vertel nie. Ek wil hê ons moet na 'n baie belangrike aanhaling kyk. Wat ek hier uit die groot stryd bladsy 617, 618 uitgeneem het. Dit is in hierdie lewe dat ons sonde van ons moet skei.
deur geloof in die versoenende bloed van Jesus Christus. Ons kosbare verlosser nooi ons uit om homself by hom te voeg, om ons swakheid met sy krag, ons onkunde met sy wysheid, ons onwaardigheid met sy verdienste te verenig. Jy sien, baie tydjie dan sê ons vir onsself, ja, ek weet net nie hoe om dit te doen nie. Maar miskien is dit omdat ons nog nie verenig het met die Here, die Verlosser nie. God se voorsienigheid is die skool waarin ons die sagmoedigheid, die nederigheid van Jesus moet leer. Dit identifiseer hom, dis sy karakter. Ek noem dit vir julle, want dinge gaan al hoe moeiliker gaan vir ons as Christene. Ek noem dit as 'n waarskuwing. Moet nooit in daai slaghuister trap om te dink dat dinge nie meer so gaan soos wat dit moet gaan in ons gemoed nie, dat die Here het ons verlaat nie. Die Here is besig om ons karakters te help vorm, sodat ons die grootste uitdaging sal kan deurstaan. Die aanhaling gaan verder wat sê, die Here stel gedurig voor ons nie die weg wat ons graag kies nie. Die aangenamer, makliker weg nie. Maar die ware doelwitte van die lewe. En ons raak so gou van ons koers af. Want dinge gebeur nou nie soos ons nie. En ons sê, en ek het net hierdie week het ek weer iemand gehad. Maar Here, maar leraar, ek bid aan die Here elke dag. Ek vra vir hom vir beskerming. Ek vra vir hom vir leiding. En nou het hierdie gebeur, en nou het hierdie gebeur. Ek wonder tog of hy my hoor. En ek moes hierdie persoon terugbring na hierdie teks. Die Here stel gedurig voor ons nie die weg wat ons graag kies nie. Ek het nou hierdie doelwit vir myself, en hierdie doelwit vir my gesin, en hierdie doelwit vir my kinders, en hierdie doelwit, maar dis die aangenamer en makliker weg. Hy sê, nee. Ek gaan vir jou die weg voorberei met die, ek hou van hierdie woordspeling, ware doelwitte van die lewe. Die ware doelwitte van die lewe. So, ek moet nou verkondig, die deugde van hom, een van die grootste deugde van Jesus, is wat? Wat is die eerste ding wat in jou gedagtes opkom? Die eerste deug van Jesus. Sy liefde. Sy onbegryplike liefde. En is daardie liefde wat my, terwyl ek in duisternis is, my omstandighede verander het, tot sy wonderbare lig. So ek begin nou 'n lig wees vir hom waar ek is. Terwyl ek in die duisternis was. En wat het hierdie beweging van duisternis na lig bewerkstellig? Wat het dit bewerkstellig? Raak julle vas. Wat laat my beweeg van duisternis na lig? Jesus se opoffering, Jesus se verhouding met my, Jesus se liefde vir my. En dis die deugde wat ek moet verkondig. Die laaste gedeelte van daai, laat sy 618 sê, dit berus by ons om saam te werk met die agente wat die hemel gebruik. So die Here stel agente aan in my lewe om my te help om daai karakterontwikkeling te kan beleef, sodat ek 'n lig kan word terwyl ek in die duisternis was. En wie is daai agente?
So die hemel gebruik agente wat my dan nou sal beïnvloed om saam te werk, sodat die Here dit kan doen in my wat ek nie vir myself kan doen nie. En wat is daai agente? Die Heilige Gees. Dit kan jou vrou wees, dit kan jou man wees. Dit kan die leraar wees, dit kan die ouderling wees. Dit kan jou kinders wees. En dan wil ek hê ons moet aangaan. In die werk om ons karakters volgens die goddelike model te vorm. Ek moet erken dat een van die sleutelpersone in my lewe wat ek glo God daar geplaas het om my te help met my karakterbouing is my vrou. Wat my sal help om meer soos Jesus te word. Niemand. Nou wil ek jy met aandag gee op hierdie laaste versie. Die laaste sinnetjie. Niemand kan hierdie werk verwaarloos of uitstel behalwe met die grootste gevaar vir hulle siele nie. So my broer en my suster, ek moet u herinner vandag dat u is 'n uitverkore geslag. Ek moet u herinner dat u 'n koninklike priesterdom is. U is 'n heilige volk. U is 'n eiendom verkry. Jy behoort aan die Here. As jy hier sit, het jy jou lewe aan die Here gegee. Jy behoort aan die Here en nou moet ek en jy verkondig die deugde van hom wat julle uit daai duisternis uit geroep het om in sy wonderbaarlike lig te wees. My Jesus het my nie net verlos nie, maar hy is ook besig om my karakter te vorm sodat ek meer kan wees soos hy is. En van hierdie dinge moet ek vertel. Is daar iemand wat hierso sit en hierdie gehoor vandag, wat miskien sukkel met goed? Jy stoei met goed persoonlik. Partykeer laat dit mens voel jy's so mislukking. Jy bereik nie jou persoonlike doele nie. Jy faal mense, jy stel mense teleur. En miskien is daar iemand hier wat vandag sê, Here, ek sukkel. Ek wil vanmôre myself oorgee aan daardie hemelse agente wat my kan help verander om soos Jesus te wees. Ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons identifikasie gee vanmôre van wie ons is. Dankie dat U die grootte God van hierdie heelal is. En dankie Here dat U ons aanmoedig, dat U ons roep, dat U vir ons daai kommissie gee om nou te gaan verkondig U deugde. Want U het ons uit duisternis gevat en U het ons in lig geplaas. En nou bid ek Here dat U genade op elkeen sal wees. Ek bid dat U liefde ons harte sal vul. Ek bid dat U Gees ons sal bekragtig tot U kom, Here. En dis my gebed vir elkeen in die lieflike naam van ons Here Jesus. Amen.